Welkom by Wiskunde met Hildegard. Vandag kyk ons na vraag 2.2 van die NSS 2024 vraestel 1. In hierdie vraag sê hulle vir ons dat die ry van eerste verskille van 'n kwadratiese patroon 1, 3, 5 en dan 7, 9 is. So dit is met ander woorde al die onewe getalle waar die eerste een 1 is. Okay. So ons kan dit dus skryf as Tn is gelyk aan 2n minus 1. En dit is nou om 'n patroon te kry vir die 1, 3, 5. Okay, fantasties. So nou sê hulle vir ons ook dat term 99 van die kwadratiese patroon is 9632 en ons moet nou bereken wat term 98 is. Om dit te bereken gaan ons die 98ste eerste verskil eerste kry en dit gaan eenvoudig wees die Tn T98 wat 2 maal 98 minus 1 gaan wees en dit is dan 195. Maar ons moet dit nou terugvat na die kwadratiese patroon. So om die doukie. So hier is 'n vinnige voorstelling van wat ons nou op die oomblik het. Ons weet dat term 99 9632 is en ons weet dat die eerste verskille se 98ste term 195 is. Ons weet dat ons dus term 98 dat term 99 minus term 98 moet gelyk wees aan term 98 van die eerste verskille. Hierdie is nou van die kwadraties. In daardie geval het ons 195 moet gelyk wees aan 9632 minus term 98. Ons gaan nou kry dat term 98 gelyk is aan 9437. Vraag 2.2.2. Hulle sê nou vir ons dat die derde term van die kwadratiese patroon is 32. En nou moet ons die algemene term Tn van die kwadratiese patroon bepaal. Onthou, ons het al reeds die eerste verskille se patroon gekry. Dit was Tn is gelyk aan 2n minus 1. Dus gaan die verskil tussen term 2 en term 1 gaan 1 wees en tussen term 3 en term 2 gaan 3 wees en dan 5, 7 en dit gaan maar net so voortgaan. Nou moet ons terugwerk van 32 tot by term 2. So om dit te doen kan ons sê term 3 minus term 2 moet gelyk wees aan 3. Ons weet dat term 3 gelyk is aan 32 minus term 2 is 3. En dit gaan vir ons gee dat term 2 moet gelyk wees aan 29. Dieselfde tegniek kan gebruik word om term 1 te bepaal. So, dus term 2 minus term 1 moet gelyk wees aan 1. So, dit is 29 minus
term 1 is gelyk aan 1, so term 1 is gelyk aan 28. Okay. Ons moet nou gebruik maak van die kwadratiese formules om te bepaal wat A, B en C is. Ons weet dat Tn gelyk gaan wees aan An kwadraat plus Bn plus C. So 2A is gelyk aan 2, dit is gelyk aan ons konstante verskil. So daarom is A gelyk aan 1. 3A plus B is gelyk aan 1. Hoekom? Want dit is ons eerste term van die eerste verskille. Okay, en nou kan ons net A is gelyk aan 1 invervang, so dan kry ons 3 plus B is 1, so dan is B gelyk aan minus 2. En laastens A plus B plus C is gelyk aan 28. Hoekom? Want dit is die eerste term van die ry. En nou kan ons net alles weer invervang, so 1 minus 2 plus C is 28, en daarom is C gelyk aan 29. Nou kan ons al hierdie waardes gebruik om Tn te bepaal, so Tn is gelyk aan n kwadraat minus 2n plus 29. En dit is die finale antwoord. Baie dankie!